Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend nes, die 28ste Februarie 2025. My naam is Dani Gerber en man is net opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. Vandag gaan ons weer 'n bietjie uit God se woord lees en ek lees gister iemand se status. Nou jy weet op WhatsApp kry jy mos die status. Nou ek lees maar die status en goed en ek lees iemand se status en dit gee so 'n wow. Elke oggend wanneer ek en jy wakker word, kry ons twee goed. Elke oggend, maak nie saak nie. So as jy die oggend nie wakker word, dan weet jy jy's dood, nee, maar as jy wakker word, dan is daar twee goed wat jy kry. Jy kry 'n kans en jy kry 'n keuse in die lewe. En wat maak ek en jy met die kans en wat maak ons met die keuse? So die kans is 'n kans om reg te maak. Jou vriendskap, jou verhouding, jou familie is 'n kans om reg te maak. Jy kry 'n kans om jou sondes te bely, om vir Here te sê, Here, ek is jammer. Jy kry 'n kans om jammer te sê vir iemand wat jy te nagekom het, of die persoon jou te nagekom het, hoe te sê ook al, dan om te sê, jy is jammer. Jy kry 'n kans om te draai, om weg te stap van dinge wat negatief is, dinge wat jou bitter maak, dinge wat jou sondes laat doen. Daai bitterheid is 'n vieslike ding. Jy kry 'n kans om op te hou met dit. En die tweede een is die keuses, nie? En jy het 'n keuse of jy wil vrede maak en of jy wil dit herstel. Jy het 'n keuse of jy jou sondes wil bely of om jammer te sê. En jy het 'n keuse om te draai van jou sondige lewe af. Jy het 'n keuse om weg te loop van bitterheid af en om al hierdie goed wat jy so haat, wat jou so afbring en goeders. Jy het 'n kans en jy het 'n keuse. En wat gaan ek en jy met dit maak, wat die Here vandag vir my en vir jou gee? Môreoggend, as dit die Here se wil is, en jy word môreoggend wakker, dink aan hierdie twee. Jy het 'n kans en jy het 'n keuse. En die vrou sê op die einde, fokus. Fokus. Wat gaan jy maak met hierdie kans en keuse? Hoor wat sê God se woord vir ons in Deuteronomium 30, hier vanaf verse 19, en ek lees vir ons hierso uit die Boodskap Bybel. Hy sê, vandag gee ek vir julle die keuse. Kies tussen die lewe en die dood. Kies of julle wil hê dat dit voorspoedig met julle moet gaan, of wil julle teëspoed of moet agter julle aantrek. God in die hemel en al die mense op die aarde sien wat julle vandag gaan kies. Ag, mag julle tog maar die lewe kies, dan wag daar 'n wonderlike toekoms vir julle en vir julle kinders en julle kleinkinders. Kies tog vandag om die Here jou God lief te hê en net vir hom te leef. Kies om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Kies om jou lewe lank gehoorsaam te wees aan alles wat hy vir jou sê om te doen. Maak hom die middelpunt van jou lewe. Laat hy die rede wees hoekom jy lewe. Dan sal jy oud word en lank lewe in die land wat die Here jou beloof het om in te lewe. Is dit nie wonderlik om te weet dat ek en jy het 'n keuse en ons het 'n kans nie? Kom ons gebruik hierdie kans en keuse vandag. Kom ons vra die Here om ons te lei daarin. Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Ja, Here, partykeer kry ons net so 'n boodskapie so op WhatsApp, so op iemand se status. En dis 'n kans en dis 'n keuse wat ek en jy het om die Here te dien. Here, laat ons fokus. Laat ons fokus nie op die negativiteit wees en die haat en die bitterheid nie, maar laat ons gefokus wees in dit wat u vir ons beplan. Lank lewe, vrede, beskerming. Here, gee vir ons dit, is my gebed vandag in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, maak 'n keuse. Vat hierdie kans en moenie berou hê daaroor. Die Here moet 'n geseënde naweek hê. God bless.